Doen dit eerder net. Trek aan en ek ry. Klim in die kar en ek ry en ek op pad hier na die kerk toe, ry ek verby iemand wat langs die pad stap. En toe ek verby ry, toe sê die Heilige Gees, jy moet haar oplaai. Nou gaan ek so en kom iemand van die ingangbaan af in en ek draai maar hulle moet stop as 'n stopstraat, so ek doen niks illegal nie. En ek draai om en ek ry terug en nou draai hulle ook agter my in en ek ry so eentjie aan by die volgende pad, toe draai ek nou weer om en die tannie is soos, wat maak hierdie ou? En ek kom langs die dame en ek stop en ek sê, sorry, how are you? Sy sê, fine, thank you. Ek sê, no ma'am, I don't want to alarm you, but the Holy Spirit told me just to pick you up and take you where you're going. Where are you going? No, I'm going to Towers. Okay, great, klim in. Sy werk by Pick n Pay. Sy klim in die kar en ek ry. En ek sê vir, sorry, I don't want to enforce anything on you. I just want to tell you that the Holy Spirit told me to pick you up. Sy sê, I'm so glad because I prayed to the Lord, he must either stop the time or someone must help me because I'm extremely late. Ja. En ek ry. Ek laai af, ek sê, sy sê, dankie, God bless you. Ek sê, baie, en ek klim die kar en ek ry weg. En terwyl ek wegry, is my hart soos van, was dit nou dit, Here? Was dit nou dit? Ek het nou verwag, jy weet, hierdie moment, dit kan nie net 'n lift gewees het nie. En die Here sê vir my, solank jy doen wat ek jou vra en getrou is in die kleinste dinge. So vanmôre praat ek juis oor dit. En jy gaan dalk nie vanmôre hou van wat ek vir jou bring nie, jy gaan dalk nie hou van waarvan ek preek nie, want ek dink baie keer voel ons dat die gemeente of die pastoor of die kerk 'n verwagting op jou plaas waarvoor jy nie lus is nie. Nou nie julle nie, praat van ander kerke. Want julle doen ons genoeg vir die kerk. Ag, loof die Here. Ek en jy is geroep. You
Vader, kom ons sluit af met gebed, ons gaan nou kollekte opneem. Sjoe, ek en jy is geroep. Yes, dankie tog. Ek en jy is geroep om meer as 'n kerkganger te wees. Ek en jy is geroep as meer as iemand wat elke Sondag net hier kom sit en luister na 'n kaalkop ou en voel dis genoeg. Ek en jy is geroep om meer as 'n nommer te wees. Ek en jy is definitief geroep om familie te wees en dit te doen, te leef en te wees, soos die Here dit van ons verwag. As jy nie al van hou om familie te wees nie, is jy in die verkeerde kerk gebou, want hier doen ons familie. Nou, ek het my dalk vra, pastoor, hoe doen ons dit? Hoe doen ek dit wat jy van my verwag? Nou wil ek vandag vir jou kom sê, ek verwag absoluut niks van jou nie. Ek doen nie. Ek vra jou ook nie iets wat buite jou bereik en jou beheer is nie. Ek verwag nie van jou om iets te doen nie. Ek verwag van jou om te doen dit wat die Here sê, omdat jy hom liefhet. Ek is maar nie die ou wat seker maak, jy kom daar uit. Ek sê ou wat jou so 'n stootjie gee en sê, ja, jy kan dit doen. Nee, maar pastoor, ek weet nie hoe nie. Doen dit. Nee? En ek dink ergens in ons groot word, het ons geloof baie keer 'n verwagting geraak, as wat dit 'n verhouding geraak het. Ek dink ergens hoe ons groot geword het, is dit van my verwag om kerk toe te gaan. Dit is van my verwag om my 10de te gee. Dit is van my verwag om op te daag vir elke ding wat die kerk aanbied. Dit is van my verwag om 'n bydrae te maak. Dit is van my verwag om iets te doen in die kerk. Dit word van my verwag om elke Sondag te kom. Maar ek wil vandag vir jou sê, wanneer jou verwagting wegbeweeg en na 'n verhouding toe beweeg, dan wil ek kom. Ek wil my 10de betaal. Ek wil vir die Here iets doen, want dit is deel van my verhouding, deel van my aanbidding, deel van wat ek vir hom bring. Dan is dit nie meer 'n verwagting nie, dit is juis my doel. Jy sien wat, ons is baie keer so opgewonde wanneer ons begin vir die Here iets werk, maar sodra dit iets van my kos en sodra ek dit aanhoudend moet doen, dan raak ons moeg. Want dan word my verwagting nie my verhouding nie, dit word my plig. En ek wil vandag vir jou kom sê, nêrens in hierdie skrif, nêrens in hierdie woord, hoor ek dat die Here ons ooit dwing om iets te doen nie. Nog nooit nie, nog nêrens nie. Hy sê inteendeel dat jou vrye wil kan ek nie van jou wegvat nie. Ek kan net vir jou kom bied dit wat ek het, en as jy dit nie vat nie, kan ek dit nie op jou dwing nie. Maar jy sien, ons is baie keer so besig om die oortuigwerk te doen, en te probeer onsself oortuig, of mense te oortuig, of die pastoor staan hier voor en hy smeek, en hy spoeg, en hy sabbat, asseblief, doen net dit wat die woord van ons sê, want dit is hoekom ons hier is. Ek is nie hier om jou te smeek nie, ek is hier om vir jou die goeie nuus te bring, die waarheid te bring. Jy moet kies om dit te vat. En ek moet vandag vir jou sê, baie keer is dit frustrerend, baie keer maak dit my moeg. Want ek sien die beloftes van die Here, maar ons bly by 'n verwagting, en ons kom nie uit by 'n verhouding nie. Ek het myself nou sommer dors geskree. Ek kan vir julle wys, dit wat ek nou net gesê het, staan glad nie hier binne nie. Ek weet nie waar dit vandaan gekom het nie. Nee, dit weet ons. Niks wat ek hier voor sê kom van Buks af nie. Buks was in die F-klas. Ek is nie so slim nie. Ek wil vanmôre vir jou die volgende kom sê. Om die beginsels van die Here na te kom, is die veronderstelling vir my en jou 'n straf te wees nie. En moenie worry nie, ek gaan nie oor 10de spreek nie, maar ek wil hierdie vir jou sê. Ek wil hierdie vir jou sê. En ek wil dit vir jou noem. Dis uit verhouding en uit aanbidding
wat ek vir die Here gee, wat ek voel om toe kom. Moenie dink die kerk verwag dit van jou nie. Ons verwag niks van jou nie. Ek verwag van jou om te doen wat die Here sê. Punt. Ek like dat as jy so stil word in die kerk, as die pastoor oor geld praat. Raak altyd so doodstil. Ek is omstreekse tesourier, en ek love it om oor geld te praat met al die pastore. Ek love it. As jy Bybel het, wil ek hê jy moet blaai na Romeine toe, Romeine 12. Ekskuus. Ek en jy ken die feit dat ek en jy het gawes ontvang van die Heilige Gees. En ek moet hierdie met julle, ek sien 'n video van 'n pastoor. Julle kan ontspan, ek sal dit nie doen nie. Hy vat die mikrofoon en hy sê, wie van julle hier praat in tale? Julle daai kerk sit vol, né? Vol. Hy sê, wie van julle hier praat in tale? As jy doen, kom hierop. Kom hier. En natuurlik, dan word die kerk mos ewe skielik net introverte. En 'n vroutjie kom vorentoe en hy sê, the Lord has given you a word, say it in your tongue. En hy vat die mic en die girl slaat haar los met tale en sy bid in tale. En ek dink toe, dis 'n interessante ding wat hierdie ou doen, want ek kon nou sien, ek hou van om te kyk wat ander pastore doen. Dis my interessant. En sy's klaar, en hy vat die mikrofoon, hy sê, don't go anywhere. Hy sê, all right, who has the gift of the Holy Spirit? En voor hulle hand op sy, ek sê, okay, so one of you come interpret what she just said. Hy sê, kom. Ek het hierdie gisteraand gekyk, so die preek was klaar, toe ek hierdie video gesien het, dit dat julle weet. Dis nie waaroor vandag se preek gaan nie. En hy sê, kom. En niemand kom uit nie. Niemand kom uit om dit wat sy gebring het te kom uitlê nie. En hy vra vir haar, lê uit wat jy nou net gegee het. En sy kan nie. So ons gaan kyk na die orde en hoe dit werk. Is dit reg dat sy nie kon nie, iemand anders moet dit uitlê. Die woord sê dit. En die video stop toe. Daar's nie 'n konklusie nie. Tjoep. Video is verby. En ek dog toe nou, kyk maar. En ek wil vanmôre vir jou hierdie kom sê. Die feit dat ons die verwagting het, dat net die pastoor en die bedieningsspan of sekere mense in die kerk mag in hulle gawes wandel, is 'n wanpersepsie. Dis nie verhouding nie. Want jy sien, ek en jy is geroep met sekere gawes. Ek en jy is geroep om dit uit te leef. Ek en jy is geroep om dit juis te doen. Julle sê elke keer ja, maar ek sien nie dat julle dit doen nie. Jy sien, want ergens het ons bang geraak vir die gawes van die Heilige Gees. Ergens het ons bang geraak, want dit wat die wêreld dit gemaak het, laat dit lyk soos 'n show. Nee? Ek het nou nie sulke cool blazers om oor julle te waai en dan ewe skielik. Een van die grootste predikers wat bekend was vir die feit dat dit so half van 'n shenanigans en 'n show geword het so 'n paar jaar terug heeltemal opnuut tot bekering geword en sy bediening gestop en verklaar, I made a show of it. Maar die skade vir die kerk en die volwasse Christen is klaar gedoen. Kan ek jou sê hoekom? Iemand het my laasweek gebel, of 'n week voor laasweek, het vir iemand woord gegee en oor hulle gebid, en toe bel iemand my en sê vir my, waarmee is julle besig? Ek is soos, wat bedoel jy, waarmee is ons besig? Ons is besig met dit wat die Heilige Gees ons gegee het om te doen. Ons is besig om my bediening en my roeping uit te lewe. Die persoon vra vir my, maar wanneer is dit my beurt? Ek is soos dag op,
Daag op. Ek weet van mense wat hier al in hierdie gebou gesit het, wat afwagtend was, en gewag het, en gehoop het. Pastoor, ek sien jy bid vir mense, hoekom kan jy asseblief na my toe kom, en dan kom ek nie na jou toe nie, en dan sê jy kwaad vir die pastoor, of kwaad vir die prediker. Ek was ook al daar as jong Christen. Weer dan hou ek die pastoor so dop. Sien my raak. Nee? Asseblief, ek het ook gebed nodig. Ek het antwoorde nodig. En dan maak hy so. Sorry, Arnett. Ek weet jy kan hom op die ken vat. En ek sê vir hierdie persoon op die foon, ek sê jou verwagting moet nooit ek wees nie. Jou verwagting moet die Here wees, want hy kan meer woord, meer waarheid, meer in jou lewe doen sonder dat ek naby jou kom. Sonder dat ek aan jou vat. Maar jy sien, ons verwagting het geword, wat die kerk vir my moet bied, wat die pastoor vir my moet gee, wat die Here my moet gee, want ek verdien dit. Dit is mos nou nie hier nie. En in Romeine 12 begin hy sê, aangesien ons gawes het wat verskil volgens die genade wat aan ons gegee is, moet elkeen van ons dit dienooreenkomstig gebruik. Nou wil ek net daar stop, want jy sien ons hardloop baie keer verby hierdie. Want ons hardloop na die gawe toe. Ons hardloop na dit wat lekker is. En die gawes van die Heilige Gees is lekker, dis lekker om dit te sien, dis lekker om dit te beleef. Hallo. En hy sê, ek en jy is veronderstel om dit te gebruik. As iemand die gawe van profesie het, laat hy die boodskap van die Here bring. Dis wat hy sê. Hy sê, as jy die profesie het, bring dit. In verhouding tot die geloof wat besit. In die diens in die barmhartigheid van die dien, of hy wat leer in die daad van lering, of hy wat bemoedig in die daad van bemoediging, hy wat gee in die vrygewigheid, hy wat lei met ywer, hy wat barmhartigheid bewys, in die versorging van ander met blymoedigheid. Nou kan jy vandag vir my sê, ja, maar ek weet nie wat is my gawes nie, wil ek vandag vir jou sê, het kos jou niks om iets te gee nie. En ek praat nie van jou geld nie, ontspan. Dit ook, as die Here vir jou so sê. Begin by iets. Begin by 'n aksie. Begin by dit wat vir jou gemaklik is. Nou ek preek nie vanoggend oor die gawes nie. Ek doen regtig nie. Ek gaan jou ook nie baie lankie hou nie, ek het vir jou slegte nuus. Ek het nou vir jou gesê ek gaan, maar julle moes die gees van interpretasie gebruik het om te weet ek praat nie die waarheid nie. Ek wil 'n gevaarlike stelling maak. Hou op alles glo wat ek van die vooraf sê. Gaan bestudeer dit. Gaan kyk. Gaan hoor wat is van toepassing op jou. Paulus praat van die geestelike gawes. En dit is die vermoëns wat die Here ons gegee het. En ons baie, ek gaan nie almal deurgaan nie. Maar dit gaan oor die feit dat ek en jy het hierdie gawes ontvang, en ek het vir jou slegte nuus, om die ander gelowiges, bedoelende die kerk, ons as medegelowiges hier te dien. Baie keer probeer ons die gawes gebruik vir onsself, vir wat ons kan doen, vir wat ek kan doen. Jare terug is ek by 'n plek, en die persoon is siek, en hy gaan, daar's 'n groot prediker in Suid-Afrika, is in Suid-Afrika, hy is nou oorlede, wat siek is, man, die krikke en goed is, so toe in die kerk is mure. En hulle gaan nou soen toe, want hy moet vir hulle bid. En ek sê vir die mense, jy geweet dieselfde Heilige Gees wat in hom is in jou, en in my, en enige een van ons wat hier is, kan vir jou bid. Persoon het my nie geglo nie, hy is al die pad soontoe, baie geld gekos, al die pad teruggekom, niks het gebeur.
En ek kom by hulle 2 weke later en ek sê, en wat het gebeur? Nee, niks het gebeur nie. Ek sê, jy was dan daar. Jy het dan gegaan na hierdie ou toe, hierdie ou wat alles kan doen. Hierdie ou wat almal genees. Hy sê, ja. Ek sê, hoekom is jy nie genees nie? Nee, hy moet seker 'n afdag gehad het. Ons sal weer probeer. En my woorde is, kan ek jou 'n guns vra? Kan jy gou net in die oë van die Here kyk en nie van die mens nie? Want die mens kan vir jou niks doen nie. Ek sê, en ek gaan nie vir jou bid nie. En dadelik is die skok op die gesig. Ek sê, ek gaan nie vir jou bid nie. Ek gaan wel bid, dat die Here vanaand, wanneer jy met hom tyd spandeer, hy met jou 'n aanraking sal hê, dat hy vir jou sal wys wie hy is. En ek bid, en ek sê, Here, ek bid vir 'n bonatuurlike aanraking vanaand in sy slaap, wanneer hy wakker word, of wanneer hy met u tyd spandeer. Ek bid dat, as hy nie met u tyd spandeer het nie, dat u hom sal wakker maak, om met u tyd te spandeer, dat die Gees oor hom sal kom. Amen. En hierdie ou is vir my dik kwaad. Hy is my dik negatief. Maar daai volgende oggend 4:00, toe bel hy my. En ekstase. En sê vir my, ek is gesond. Ek sê vir hom, iemand aan jou gevat, het iemand vir jou kom bid? Nee, ek sê nou wat het gebeur? Hy sê, ek het net in die oë van die Here gekyk en vir die Heilige Gees gevra. Boem. Hoekom? Want daar's verhouding gewees. En ek wil vanmôre vir jou hierdie kom sê, ek en jy kan nie doen dit wat die Here van ons verwag, en dit wat die Here vir ons vra, en ons kyk in die oë van die mens nie. Jesus het guns gehad by die wysheid van die woord, en by die mens, omdat hy die Vader behaag het. As jy my nie glo nie, dit staan in Lukas 2:52. En Jesus het toegeneem in wysheid en in grootte en in genade by God en die mens. Hoekom? Want hy het nie gefokus op jou en die mens se behoeftes nie, hy het gefokus op die wil van die Vader. Hoekom? Hy het die koninkryk gesoek en al hierdie dinge is vir hom bygevoeg. Nou die van julle wat ongeduldig raak, ek is iewers hier op pad, hou net vas. Ek wil 'n skrifvers vir jou lees wat ek dink ons almal graag sou wou hoor en almal graag sou wou leef en almal graag die erkenning voor wou kry. En dit is Matteus 25:21. Wat sê mooi so, goeie en getroue dienskneg. Oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in die vreugde van jou Heer. En ek wonder by myself, as ons onsself moet evalueer, hoeveel keer het ons hierdie, ek wil sê premature evaluasie oor my lewe, elke keer wanneer ek so bietjie gratification wil hê oor wat ek doen. En ek wil hê jy moet vanoggend verstaan wat ek met jou wil deel. Want jy sien, ek wil vandag hierdie stelling maak, dat ons almal bid vir herlewing in die kerk. Doen ons? Is jy bereid om 2:00 die oggend eers huis toe te gaan, of gaan jy ry sodra daar die eerste geleentheid is as herlewing sou moes uitbreek? Jy sien, baie keer soek ons dit wat die herlewing bring, die gifts en die wonder en die krag van die Heilige Gees en die sien van die gawes. Ons sien die gifts, ons soek die gifts. Ons wil sien hoe mense voor ons genees word. Ons wil sien hoe die Heilige Gees werk. Ons wil dit ervaar. Ons wil dit leef. Nou ek weet in hierdie kerk niemand van julle het al huis toe gegaan as ek begin bedien nie. Waaroor ek dankbaar is. Van julle wou dalk, maar julle kon nie opstaan nie want almal gaan vir julle kyk. Maar hoor gou vanmôre wat ek vir jou wil sê is, die teenwoordigheid van die Heilige Gees en die herlewing wat in die kerk gaan gebeur, gaan nie agter die gifts aan hardloop nie. Ek gaan vandag vir jou die volgende kom sê, dit gaan oor die ontmoeting met Jesus. Ons is baie keer maklik om te bid, Here stuur hulle in, Here stuur hulle in, Here stuur hulle in.
Pastoor, jy sal nie glo nie, ek het hierdie een nou ontmoet en hy het die Here nodig, jy moet hom definitief bel, ek het jou nommer vir hom gegee. Nee? Nee, pastoor, hierdie ou die Here nodig, ek het jou nommer vir hom gegee. En as ek soos, wat fout met jou nommer? Want jy sien, die Here het elkeen van ons geroep. Ja, is sekere van ons beter met sekere dinge en ander van ons nie, dis die waarheid. En Paulus gaan deur hierdie kort lys van gawes. En hy praat eintlik van die gawes wat so bietjie titels het. Nee? Want ons het gegaan en gesê, ons het titels aan iets gesit. Ek wil vandag vir die volgende kom sê, daar's mense wat rondloop en hulle titel is die profeet. Ek is profeet Piet Pompies. Die laaste profeet volgens my woord was Jesus. Ek het nie die gawe van genesing nie, pastoor, so jy moet maar kom bid, want ek het gesien, jy het al vir iemand gebid en hulle het gesond geword. Ek preek nie volgende om op jou tone te trap nie, ek wil regtig hê, gesien was jy op pad, ek sit besig om julle te set up, vir waantoe ek op pad is. Ek voel nie, jy moet skuldig voel in die kerk nie, want dis ook nie die kerk se werk nie. Dis nie my werk, om jou te laat skuldig voel oor die woord van God, dat jy dit ewe skielik moet begin doen nie, want ek wil vandag vir jou sê, amper sê ek nou baie hard. Keer die Heilige Gees nou vir my. Ek wil vandag vir jou kom sê, nee, okay, ek mag het glad nie sê nie. Okay, Here, ek sal het nie sê. Ek het gedog, ek het my wag voor my mond ingesluk, maar hy is nou terug. Jy gaan nie gered word deur dit wat jy doen vir die kerk nie, jy gaan gered word deur dit wat jy doen vir die Here. Maar ek het vir jou slegte nuus. Die kerk is die voertuig om te doen dit wat die Here wil hê jy moet doen. Okay, Here, ek sal dit nie sê nie. Gemeentes, kerke, leraars, maak nie saak wat hulle denominasie is nie, maak nie saak wat hulle agter hulle name het nie, of voor hulle name het nie. Kom altyd terug na een ding toe, en sê, dat ons kan nie doen dit wat die Here van ons verwag, sonder liefde nie. Dis die een, en ek weet nie waar is my Afrikaans hier nie, maar the common denominator, wat reg deur alles beweeg, is die feit dat ek en jy kan niks doen sonder liefde nie. En elke keer wanneer die skrif praat oor die gawes, elke keer wanneer die skrif in Efesiërs 4:11, wanneer hy in Romeine 12, wanneer hy kom praat oor dit, wanneer hy in Korintiërs 12 kom praat oor die gawes, is daar elke keer iets van liefde. En kan ek vandag vir jou hierdie stelling kom maak, en ek het so baie inligting gehad oor hierdie wat ek nou gemaak, maar die Heilige Gees wil nie ek moet dit sê nie, so ek gaan dit nie sê nie, maar hoor gou hier, so, daai was nou baie links van die baan, maar, hoor gou hier, ons verwag die gawes van die Heilige Gees, om te werk en te opereer, en in ons lewens te wees, en om ons toe te laat om te doen dit wat die Here van ons verwag, maar nêrens wil ons die tyd maak om hom net eers lief te hê nie. Kan ek jou sê, hoe het ek iemand lief? As ek vir iemand lief het, wil ek by hulle tyd spandeer. Wil ek in hulle teenwoordigheid wees. 'n vrou het alles wat jy wil hê, behalwe emosionele ondersteuning. Genade. Onthou julle toe jy net gedate het? Dit was fyn as jy môreoggend 4:00 moes begin werk, jy sal tot 2:00 by haar kuier. Nee? Was julle nie so verlief nie?
Moenie vir my jokkie. Daai horlosie se tyd het stil gestaan, manne. Tot jou ma bel. Waar jy? Nee, ek gaan nog een koffie drink. 3 ure later. Nee? En ek wil vandag vir jou die volgende kom sê. Weet jy wat's die gouste wat ek en jy iemand mis? Wanneer hulle nie daar is nie. Kan ek vanmôre vir jou slegte nuus gee? As jy die teenwoordigheid van die Here in jou lewe mis, is omdat hy nie meer daar is nie, want jy spandeer nie meer tyd met hom nie. Jy maak nie tyd vir dae en geleenthede en plekke om by hom te wees nie. Ek en jy maak nie geleenthede, ag, gaan kyk maar. Dis baie makliker vandat ons nou COVID gehad het en die pastoor is op die telly. Ek gaan net gou op YouTube gaan kyk, ek bluf myself. Pastoor, ek kom nie Sondag kerk nie, maar ek gaan definitief aanlyn kyk. Wat's fyn is, as jy nie kan kom nie. Maar die woord sê ons moenie die samebyeenkomste van die gelowiges mis nie. Hoekom nie? Want hier word my geloof gestig, hier word my getuienis gehoor. Hier maak ek plek en tyd vir die Heilige Gees om te beweeg. As iemand vir my sê, Heer, ek voel nie meer die Here nie, ek weet nie waar is die Here nie, en vra ek vir hulle, wanneer laas was jy in die kerk? Romeine 12 vers 9 tot 11 sê, liefde is om opreg en aktief te wees. Sy praat oor die gawes, en hy praat oor hoe ek en jy veronderstel is om te reageer op die gawes, praat hy van, liefde is om opreg en aktief te wees. As jy 'n bietjie gaan opsoek, gaan kyk wat daai beteken en daardie skrif beteken, die ware ding sonder bedrog of skynheiligheid. Corrie, jy sê gou amen. Hy is moeilik. Wag tot die Here jy na iemand te stuur om vir jou om te bid en jy like hom niks. Wag tot die Here jy na iemand te stuur om te bid, maar jy wag om te sien wie almal kyk voor ek vir die persoon bid, want ek soek daardie erkenning. Nee? Eers ek het nou vinnig na julle toe gestap. Middag bel iemand, 'n prediker, en hy sê, ek wil jy moet my woord gee. Hy sê, nee, kom Sondag kerk. Hy sê, maar hoe kan ek nie na jou kantoor toe kom met jy my woord gee nie? Hy sê, want die mense moet sien. Toe dog ek, Here, hou my terug. Nêrens sê die woord, dis bedrog as jy gewonder het. Dis bedrog in jou hart. As ek net kan doen dit wat die Here vir my sê as iemand kyk. As jy gaan kyk, wat is die definisie van integriteit? Is dit wat ek is wanneer niemand my sien nie? Wat is jou integriteit? Jy voel of ek beklei, maar ek doen regtig nie. Haat wat sleg is. Hy sê, moenie goddeloosheid verdra nie. As jy mense wil kwaad sien, kol hulle op hulle sonde. Sê jy vir iemand dat hy net iets doen voor jou oë, en jy soos, dis mos nie reg nie. Nee? Sê hy, hou styf vas aan wat goed is. Wees toegewyd aan mekaar. Broederlik geneentheid. Gee voorkeur aan mekaar in eer. Nooit agterbly en ywer nie. Groei in die Gees en dien die Here entoesiasties. Ek gaan nou vir die laaste keer met jou eerlik wees vanoggend oor myself. Dat daar kom baie Sondae, julle kan nou regmaak om te wat ek hier kom en ek nie so entoesiasties en so lus is om julle te sien en vir julle te preek nie. Ernstig.
Want moenie dink omdat kyk, ons werk mos op Sondag, so ek moet nie wees, want ek werk mos nou. Ek het op 'n tyd Sondag opgestaan, dan weet ek in die week het die Here vir my 'n woord gegee. En dit is 'n powerful woord, en as ek net soos en weet jy wat gebeur dan? Dan sê ek vir myself, kom in lyn met die roeping op jou lewe. Jy sien 'n roeping op iemand se lewe beteken nie ek het die titel van pastoor nie. Die feit dat jy hier sit vir die kere wat jy nie gevoel het of nie wil opdaag nie. Ek gaan nie vandag kerk toe gaan nie want ek voel nie so nie en ek hoop almal wat aanlyn kyk, ek praat nie nou met jou nie, ek praat net in die globaal. Die oomblik wat ek opstaan en ek sê vir myself ek voel nie so lus nie, wil ek hê dis tyd dat ek en jy, die woord sê dis tyd dat die ware aanbidders hom aanbid in liggaam, siel en in gees en in waarheid. Wat is daardie waarheid? Staan op en moenie agterbly nie. Want my liefde vir hom is groter. Jy weet, dis wanneer jou vrou vir jou vra, ag, wil nie vir gaan water haal nie, jy het nou net in die bed geklim. Kom nou net van die kombuis af. Kon my gevra het toe ek daar is. Wat doen ons? Ja, my liefie. Nee, staan op en doen dit maar. Of wanneer sy 11 uur die aand vir jou vra, wil jy nie gou garage toe ry nie? Gebeur nie met my nie. My vrou sê so nie. Ons is bereid om vir hierdie aardse liefde, hierdie goed wat vergaan, het jy geweet, vat so aan jouself, jy vergaan. Ek en jy is letterlik elke dag besig om te sterf. Dink daaraan. Elke dag wat jy wakker word, is jy nader aan die dood. Ons wil nie dit altyd hoor nie. Ek wil vandag vir jou sê, ons almal gaan sekerlik sterwe. Ons almal gaan hierdie vergaanlike liggaam gaan ons hier los. Prys die Here, ek kan nie wag vir my verheerlikte liggaam nie. Six-pack, lang hare, sulke kuite, boys. Ek het klaar met die Here gepraat en ek gaan nie ruk nou en dan nie. Noem dit net. Ek gaan glase in my huis hê as ek in die hemel kom, want ek gaan nie almal breek nie. Dis waarna ek uitsien. As gevolg van my liefde vir hom. Nie vir jou nie. Nie vir dit wat ek en jy op hierdie aarde doen nie. Ek staan op, want ek het 'n liefde vir hom. Daarom wil ek in my gawes wandel. Daarom wil ek hierdie toegewyde diens lewer aan die Here, waar ek opstaan en dit doen, sonder omdat iemand dit vir my verwag. Want die liefde waarvan die woord hier praat, en ek sluit af vir die eerste keer, is die Griekse woord agape. Nou ons almal weet, daar's verskillende woorde wat in die Bybel gebruik word as liefde. Daar's verleie wat vriendskap beteken. Daar's erotos wat erotiese liefde beteken. Daar's agape wat beteken onvoorwaardelik. Nou hoor ek vandag, ek wil vir jou sê, dit klink so mooi. Onthou jy toe jou pastoor of jou dominee toe jy getrou het gesê het, beloof jy dat jy haar onvoorwaardelik sal lief hê? Mooi gedink het voor jy daar ja gesê het. Beloof jy dat jy hom onvoorwaardelik sal lief hê? Maak nie saak wat gebeur, wat kom, wat verander, wat se chaos, wat se teëspoed, wat se geluk my tref nie, onvoorwaardelik. En kan ek vandag vir jou sê, want ons die Here nie onvoorwaardelik lief nie, want ons dien hom met ons emosies en nie met ons hart nie. Dis hoekom. Ek voel nie lief vir my vrou nie. Ek is lief vir my vrou. Want as ek hom moet lief hê op hoe ek voel, gaan daar nogal goed in die huis rondgegooi word. Ons was net getroud. Nie lank nie. Jong, en ek is kwaad vir haar, hoor. En sy is kwaad vir my. Ons klim in die bed. Ons het so cute dingetjie gehad wat ons gedoen het. Ek het nie baie boude nie, so sy moet nader aan my skuif, maar dan raak die boutjies net. Nee? En ek skuif so nader na haar, hoe nader ek skuif, hoe verder skuif sy weg. En ek skuif nader. En sy sê altyd soos, wat soek jy? Ek is soos,
My liefde vir jou het nie verander oor hoe ek voel nie. Ek bly vir jou lief. So ek gaan aanhou doen dit wat ek oor vir jou lief is en nie oor hoe ek oor jou voel nie. En ek en jy doen dit met die Here. Here, ek is nou kwaad. So ek gaan nie aanbid nie. Ek gaan nie my hande opsteek nie. Weet jy wat? Ek gaan nie kerk toe nie. Nou nie hier nie, ons weet ons praat van ander Christene. Here, ek is hartseer, ek kan nie. My verhouding en my liefde vir hom verander nie oor hoe ek voel nie, want ek dien hom nie met my emosies nie, ek dien hom uit verhouding uit. En as gevolg van verhouding met hom, beleef ek emosies in hom. Is dit reg om hartseer te wees? Is dit reg om kwaad te wees? Is dit reg om dit met die Here te deel? 100%. Maar my geloof en my oortuiging in wie die Here is, hang nie af van my emosies op die dag nie. Ek het al vir iemand gebid terwyl ek kwaad was. Pastoor sê my weet, ja, okay, kom ek bid vir jou. Kom, staan nie. Here, hier is ons weer. Here, vir die hoeveelste keer bid ons vir hierdie situasie. En dan kom ek agter hoe langer ek bid, hoe meer begin die Heilige Gees my sê, waarmee is jy besig? Aanbid jy my oor hoe jy voel, of aanbid jy my vir wie ek is? Ek is nie lief vir daardie wat met my gebeur nie. Maar hy verander nie. Al verander ek, al verander my emosies, al verander my verwagting van wie hy is, kies ek om nog steeds toegewyd te wees in my diens vir hom, want ek is in verhouding met hom, ek is nie in verwagting met hom nie. Ek sluit af vir die tweede keer. Waar is ons nou? Tweede keer, derde keer. Nog even my vra, pastoor, dit klink so mooi. En dit klink so reg. Maar daar's een rede hoekom. Jy kan maar maak wat jy wil. Dalk is jou ouers nie meer vandag hier nie. Maar hulle het vir jou lief gebly. Al het hulle nie alles goed gekeer wat jy gedoen het nie. Nee? En nou vra ek myself af, as God die Vader wat ons lief het, sy seun gestuur het om vir ons te kom sterf, en hy wat ons ook so lief gehad het, om vir ons te sterf, en toe ons nog verder, nog steeds met al ons swakhede en ons sonde, en ons emosies, en ons woede, en ons alles, nog steeds so lief te hê, dat hy nog steeds vir ons 'n helper, die Heilige Gees gegee het, wil ek vandag vir jou sê, you can never outlove God. Jy kan nie. Hou op probeer. Want jy sien in Romeine 5 vers 8 sê maar, God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Jesus het sy lewe gegee voor jy 'n idee in jou pa se oog was. Het Jesus al vir my en jou gesterf wat vandag is, want een van ons het hier sit is 2000 jaar oud nie. Nie waar nie. Nou wil ek vandag vir jou sê, deur die eeue heen is hierdie liefde bewys, en ek wil vandag vir jou kom sê, die kerk kan dit nie meer goedkoop maak, deur net na te jaag, dit wat jy moet doen nie. In die kerk praat ek nie van Kerigman nie, praat van jou, jy as die kerk. Ek en jy is kerk, hierdie is 'n leeddop as jy hier uitloop, dan is hier nie meer kerk nie. Dit is net 'n gebou, hier is niks hier nie. Glo my, ek is hier in die week, hier gaan niks aan nie. Behalwe ek wat werk, maar julle weet dit nie, ek werk ons net op Sondag. Ek wil afsluit. Die Here verwag van my en jou meer as gevolg van die liefde wat ons vir hom het. En die Here is okay met die feit
dat jy dalk op 'n plek is in jou lewe, want hy kom by Petrus en julle sal dit goed onthou. Onthou julle dit? Toe hy vir Petrus gevra het, het jy my waarlik lief? En jou Afrikaanse Bybel sê lief, 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 lief. Engels sê love, love, love. Do you love me? Do you love? Nie waar nie. Maar omdat Jesus is, verstaan hy waar jy is. Want jy sien, Jesus vra vir hom, Petrus, het jy my lief? Wat hy die woord daar gebruik is agape, unconditionally. Het jy my onvoorwaardelik lief? Maak as ook wat in jou lewe gebeur nie, maak as ook wat se chaos, wat se goed, wat se sleg, wat ook al in jou lewe gebeur nie, gaan jy my aanhou lief hê? En Petrus sê vir hom, ja Here, ek het jou phileo lief. Wat vriendskap liefde is. Wat nie is onvoorwaardelik nie. En hy vra weer vir hom, Petrus, het jy my, Jesus vra vir hom, phileo lief, en hy sê, ja Here, jy weet tog alles. So Jesus het geweet, waar Petrus homself bevind. Jesus en die Heilige Gees weet waar jy jouself op hierdie oomblik bevind, in dit wat jy vir hom doen, dit wat jy vir die werk van die Here doen, dit wat jy doen met jou gawes, dit wat jy doen met jou roeping. Hy is okay met waar jy jou bevind, maar hy het nie vir Petrus daar gelos nie, so gaan hy jou ook nie daar los om hier te sit in 'n seat waarin te sit nie. Hy het jou geroep om te kom en te sê, Here, ek sal u lief hê met alles in my, en dit beteken onvoorwaardelik. Sluit af vir die heel laaste keer. Ek dink ek het 9 keer afgesluit. My tablet is nou toe, maar dit beteken niks. Iemand vra my nou die dag, Pastoor, wat sal jy anders wil doen as jy nie meer in die bediening is nie? Yes, ek sal wheel and deal, hè. Ek sê vir hom, ek weet nie. Is nie wat sê jy doen as jy nie meer nodig het om hierdie te moet doen nie? En ek sê vir hom die volgende. Sal great wees. Sal nice wees. Maar as gevolg van sy liefde vir my, kan ek nie bekostig om die roeping op my lewe te mors nie. Ek weet van baie mense wat uit die bediening uit is, as gevolg van die feit dat lewe gebeur het. Dalk is baie mense wat vandag hier sit, of as jy ook al uit die kerk uit, as gevolg van die lewe wat gebeur het. Dalk sit jy vanmôre hier en kyk na hierdie video. En jy is nie meer in 'n kerk nie, as gevolg van lewe wat gebeur het. Is my vraag vanmôre eenvoudig. En vir jou wat hier sit, wat wel in die kerk is, of jy nou hier is om jou gewete te sis, en of jy hier is om iemand jou genooi het, en omdat jy hier is, of wat ook al die rede is, bid ek, dat die roeping op jou lewe vir jou belangrik genoeg sal wees, dat iemand wat sy lewe gegee het vir jou, wat die prys betaal het vir jou, wil ek vandag vir jou kom sê, dit was te duur prys om te betaal vir jou, om dit te mis. Dit was te duur prys vir jou om dit te mors. Dit was te duur prys. En as gevolg van die feit, dat dit te duur prys was, is die rede hoekom ek vandag nog hier staan. En glo my, ek het my 7-8 jaar gehad, dat ek weggehardloop het vir die bediening. Ek het dit gehad. En is oké. Ek het my paar jaar gehad, dat ek weggehardloop het vir die kerk, dis ook oké. Maar ek wil vandag vir jou sê, maak saak hoe ver ek in jy hardloop nie, maak saak hoe ver ek in jy gaan nie. Die Here gaan jy altyd terugbring. Maak saak wie jy is, maak saak wat jy is nie. En dalk sit jy hier, en dalk sit fyn met jou, maar ek wil vanmôre vir jou die volgende kom sê. Maak seker, jy is nie net hier om 'n seat warm te sit nie. Amen? En dit is vir jou beteken vanoggend? Wie jok? Vader, dankie. Dankie dat ons hier is om meer as net die normaal te wees. Dankie dat ons hier is omdat U elkeen van ons gekies het om hier te wees. En Vader, ek kom bid,
Here, mag ons vanmôre nie met 'n verwagting nie, maar met verhouding na U toe kom. Om te doen dit wat U van ons verwag. En ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen.